Terwyl ons sommer so staan, soos ons nou net gehoor het, maas, julle is vir ons so belangrik. Dankie vir alles wat julle vir ons doen. Dankie vir al julle omgee. Dankie vir al julle liefde. Dankie vir dit wat julle vir elke gesin, elke huis beteken. Vir van ons is dit dalk ons eerste jaar sonder ons ma. Vir van ons is dit al lank al vergete. Ma, jy is meer as wat sosiale media sê jy beteken. Ma, jy is meer net as die een wat die broodjies inpak en seker maak almal kom by die huis uit betyds. Jy is meer as die een wat weet waar elke stukkie medisyne in die kas is. Ma, jy is meer as wat die skaal sê jy is. Nee, wag. Sorry. Ma, jy weet, jy is ons alles. Ou grappie. Ek moet probeer. Jy is ons alles. En dankie dat ons julle kan celebrate. Dankie dat ons vir julle kan lief wees op dieselfde manier as wat julle vir ons lief is. Dankie dat vanoggend sommer net weer herinner word aan 'n ma se hart wat breek vir haar kinders. En wat gewoonlik die een is wat die laaste jammer sê, maar die een wat die grootste drukkie nodig het. So as jy vanoggend bevoorreg is om jou ma hier te hê, gee ons hom 'n lekker druk. Jy kan nou na die tyd vir 'n blommetjie ook gee, gesponsor, as jy vergeet het. En kom ek bid vir ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend sommer net so kan onthou. Saam met baie keer van ons se beeld is dalk nie so lekker en so gemaklik nie. Van ons loop dalk hier rond met 'n ander prentjie van 'n ma. Of dat ons dalk in ons hartsbegeerte dit bid en hoop om eendag een te kan wees. En dit het nog net nooit ons kant langs gekom nie. Ons hoor van soveel wat smeek, wat roep, wat vra. Here, dink aan my ook. Maak iets in my binneste wakker. Bring lewe na vore. Dat ek kan geboorte gee aan nuwe lewe. En dit het nog net nooit gebeur nie. Soos wat ons ook saam lag oor die lekker tye en die lekker kuier, weet ons dat U ook kom en U kom omhels en U kom omvou. En dat hierdie liefde wat in ons ma se harte is, dat ons iets van dit mag beleef het. Elkeen van ons wat hier is, het ergens daai tipe verhouding. En dat ons hulle kan opdra. Ons bid vir hulle gesondheid. Ons bid U naby hulle sal stap. Ons bid dan vir hulle harte. Ons bid vir hulle geestelike lewens, Here. Ons bid vir die manier hoe hulle U wil volg. Ons bid vir die manier hoe hulle huise in plek wil sit en wil help en wil ondersteun. Maak hulle hande lig. Maak hulle gedagtes skoon. Dankie dat ons vanoggend hulle ook kan opdra aan U. Ons celebrate hulle. Amen. Nou, ons is in 'n reeks wat gaan oor Jona. En ons gaan vir so 4 weke, Johan Serfontein, of Dr. Johan Serfontein het verlede week begin en die reeks vir ons ingelei met so 'n bietjie agtergrond en konteks net oor die profete. En veral Jona, 'n klein profeet. Nou kom ons sê net gou, hy is 'n klein profeet, nie omdat hy 'n kort ouetjie was en binne in 'n vis gepas het nie, maar eerder omdat hy net 2 bladsye amper lank is in die skrif. So, daar's klein profete, kort stukkies, kort briewe, kort profesieë wat uitgegaan het vanuit hulle uit Obadja ensovoorts, van die kleiner profete. En dan sal ook die groter profete wat ons van lees as ons na die skrif kyk. So ek wil net so vinnig deur 'n paar stukkies gaan wat Johan ons mee begelei het, laat almal net weer op dieselfde bladsy kom en ons inlei dan na vanoggend waar ons Jona 2 oor gaan gesels. So jy kan vir ons die eerste gedeelte, so dis 'n refleksie van die boek van Jona, ekskuus julle, ek is op so 'n bietjie medikasie, so ek gaan dalk 'n paar keer woorde sê wat nie reg moet uitkom nie. Die refleksie van die boek Jona word soms misgekyk en die refleksie is juis ons is al so gewoond aan die storie, omdat ons groot geword het, want dit is 'n lekker storie om in te kleer en kinders van te vertel, en ongelukkig het hierdie gedagte, hierdie 2 verse van 'n vis wat hom insluk, die hele storie oorgeneem, in plaas van
dat ons op ander gedeeltes reflekteer, soos byvoorbeeld hoofstuk 1 wat gaan oor die rebellie van Jona, dat hy juist kies om in 'n ander rigting in te vlug as wat God van hom vra. Hoofstuk 2 wat gaan oor die bekering, so hy hardloop eerstens weg van God af, maar nou sien ons dat God hom inhaal, en God se genade hom inhaal, maar dan kom hy tot op hierdie plek binne in hierdie vis, dat hy tot bekering, tot inkeer kan kom. Sy genadige God wat 'n boodskap het vir die heidene, maar sy boodskapper is onwillig en rebels. En ons kan, as ons na Jona kyk, dadelik sê, is nou 'n oulike profesie wat uitgegaan het, en dis dalk van toepassing vir 'n sekere groep mense, vir die volk gewees, maar ek dink, soos wat julle gehoor het verlede week ook, kan ons onsself op die boot na Tarsus toe plaas, want daar's plekke waar ons baie rebels optree, plekke waar ons sê, Here, ek hoor wat jy van my vra, en ek wil regtig jou wil doen, maar hierdie is net te veel gevra van my. Hoofstuk 3 wat dan die verhaal van verlossing is, en hy hardloop saam met God, en dan die laaste week wat ons gaan gesels oor, so hoe lyk hierdie herstel, wanneer jy onder die boom sit, en die wurm vreet die boom weer op. So Jona was 'n profeet, geken aan die volgende frase, die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai gekom. Jona 1 vers 1. So ons sien dat dit 'n ware verhaal is. Dit is nie net 'n gelykenis wat vertel word nie. Ons sien dat hierdie gebeurtenisse afgespeel het, plekke wat genoem word, Ninive, Tarsus was plekke wat bestaan het, en dit vorm dan ook so 'n deel van die 12 kleiner profete, soos wat ek al reeds genoem het, kleiner stukkies in die skrif wat praat oor hierdie profetiese rede. So Jona, 'n profeet van God, so 700 voor Christus, wat ons van hierdie gedeeltes lees, maar hy was ook 'n man wat gedink het, dat hy kan wegvlug van God se opdrag af. Dit is 'n profeet se verantwoordelikheid gewees, om dit wat God op sy hart gesit het, dit wat God met hom gedeel het, dan aan die volk te gaan oorvertel, sodat die volk iets van God kan hoor en ontvang. En daardie woord moes oorgedra word aan elke een wat bereid was om te hoor. Hy word in hoofstuk 1 geroep deur God om na Ninive te gaan, om oor vergifnis te gesels. Dis 'n boodskapper wat tussen mense geleef het, hulle het 'n woord van die Here ontvang, binne 'n spesifieke realiteit, wat dalk van toepassing was op 'n spesifieke groep, en hierdie boodskap het hulle gekommunikeer om vir die mense te wys, wat op die moontlikhede kan gebeur as gevolg van hulle optredes. En as ons dan nou Ninive se agtergrond lees, dan sien ons dat hierdie was nogal nie 'n plek waar jy self na toe wou gegaan het nie. Redelike groot stad gewees, en saam met die grootte natuurlik alle ewel wat saam met dit gekom het. Hulle het met digkuns, metafore en dan demonstrasies gekommunikeer, en so die verbeelding van mense aangegryp. So dit was die verantwoordelikheid van 'n profeet, dat ons net eers daar begin. En hy kry hierdie roeping dan om verlossing te gaan verkondig aan 'n ander volk. En hier is die eerste keer wat ons 'n profeet hoor geroep word vir iemand anders as die volk Israel. Nou moet hy hierdie verlossing, hierdie verhouding tussen hom en God, tussen sy volk, sy mense, sy kleur, sy taal, sy kultuur, daai moet hy nou gaan vertel verander. En een groot rede hoekom hy dan nou maar wegvlug of ander rigting invlug, is dat hy iets van God se liefde en genade ken. Sodat hy weet, God gaan hulle dalk vergewe. So Jona se storie word dan die hele boodskap. Ekskuus, ek gaan net hier so gerig. So Jona se storie word dan die boodskap wat ons vanoggend het om vir so 'n paar weke na te kyk. Hy het probeer om na Tarsus te gaan in plaas van Ninive, maar God het 'n storm gestuur, en toe die matrose hom oorboord gooi, het God vir hom 'n spesiale plekkie, 'n oomblik van refleksie gegee, die maag van 'n vis. En hier in daardie donker plek kom daar 'n keerpunt in sy lewe. Dis daar wat hy weer besef waaroor roeping gaan, wie hy is in vergelyking teenoor God. So Jona se boodskap, God se opdrag is in ons lewens, God se liefde vir kerklos of kerklose mense. Natuurlik kerklos en kerkloos is 'n baie moderne woord. Vir hom gaan dit oor, God het 'n verbond met ons, en nou wil jy daai selfde omgee en liefde en genade aan ander bewys.
en dan ons reaksie wat ons het op hierdie boodskap. En daarom sien ons dat die boodskap 5 woordjies, party vertalings 8 woordjies is, en 'n hele volk keer terug na God toe, of keer hulle lewens om, ingesluit diere ook. Eerste keer wat ons daarvan lees. So ons sien dat God se opdrag daag ons uit. Ons sien dat God beheer het oor die natuur, oor mense, maar ook oor gedagtes, en dan Jona 2 oor die donkerte, oor Sheol, oor die put binne in hierdie donker plek binne in die vis. Ons vlug soms. Elkeen van ons. Ons vlug van dit wat God op ons harte sit. Ons weet wat ons moet doen. Ons weet wat reg is, maar tog kan ons onsself net nie oorkry om dit te kan doen nie. So die vraag vandag is, wat doen jy wanneer jy in jou eie visse maag beland? Daardie plek van nood, van vrees en van sonde. Ons sien 3 gebede wat Jona bid terwyl hy oorboord gegooi word en besig is om af te sak in die donkerte van die see. Die eerste een, terwyl hy heel moontlik besig is om sy bewussyn te verloor, 'n uitroep na God. 'n tweede een, wanneer hy ingesluk word en in die diepte van hierdie vis is, en 'n laaste, net voordat hy uitgespoeg word. Die interessante gedeelte, as jy so 'n bietjie na die taal gaan kyk, dan sien ons die eerste gedeelte wat hier verwys word na hierdie woordjie vis, word die manlike vorm van vis gebruik. Dis hy wat hom insluk. Maar dan, wanneer ons die tweede en die derde keer hierdie woordjie vis sien, dan is daar 'n vroulike gedeelte. So dis 'n hy en 'n sy wat hier gebruik word. En dit is asof die skrywer vir ons wil iets sê van 'n wedergeboorte, vanuit 'n sy uit wat na vore kom. Die keer wat hy dan opgooi, of uitgooi, dan is dit 'n geboorte wat plaasvind. Jona wat 'n tweede kans kry. Jona 3 en dan Jona 4 die verlossing en die herstelproses daarvan. So Jona beleef hierdie opstanding, en dis amper asof hy ook, en Jesus verwys daarna in Matteus 12, wanneer hy sê die seun van die mens sal 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Nou hierdie 3 dae en 3 nagte was ook amper beeldspraak of 'n manier van praat gewees, soos wat ons sal sê jy is 6 voet onder of jy is bokvel toe, was hierdie 3 dae 3 nagte 'n gedeelte van jy's nou op jou einde. Jy is nie meer nie. Jy gaan nou tot niet gaan. So daar's 'n einde aan jou lewe wat hier plaasvind. En dan sien ons hoe God hom uit daai einde uitruk met 'n nuwe plan, met 'n nuwe roeping wat hy op hom sit. Jona 2 vers 9, Jona 1 vers 14, 3 vers 10, 4 vers 11, sê hy die heeltyd, en kom ons agter dat hierdie uitruk, hierdie opbring en 'n nuwe lewe gee, hierdie verlossingswerk, is juis nie as gevolg van Jona wat in die verkeerde rigting in vlug nie, maar dis as gevolg van God wat die verlossingswerk doen. En ek dink dis die onderstreep van vanoggend vir my. Hierdie verlossing, hierdie genade is die werk van die Here. Aan hom behoort hierdie werk. Jona 1 eindig, ek sal eerder sterf as om te doen waarvoor U my roep, is Jona se antwoord aan die ongelowiges op die skip. En selfs die ongelowiges keer dan terug na God toe. Nadat hulle eie gode aangeroep het, besef hulle het dit te doen met die Heilige, met die enigste, en hulle keer hulle lewens terug. Maar Jona is so anti, sy godsbeeld, sy prentjie van wat God in verhouding met hom en sy volk wil doen, is so anti-ander, dat hy eerder bereid is om oorboord gegooi te word, as om te sê, keer net die skip om, en ons almal sal okay wees, want ek is ongelukkig die skuld vir hierdie storm, sal hy eerder sterf, as wat hy die regte ding doen. So Jona se ongewilligheid om vanuit die staanspoor die Here te gehoorsaam, het nie verhoed dat die Here hom nog steeds gebruik nie. En dis vir my die mooiste deel van hierdie storie, is die genade wat die heeltyd uitkom. Die Here gee vir Jona nog 'n kans, en hy gebruik hom elke keer as 'n profeet, al is hy 'n steekse profeet. As hy 'n donkie kan gebruik, kan hy seker 'n vis gebruik, en hy kan vir Jona weer gebruik, en hy kan vir Stefan gebruik. Die Here besluit nie, as ons hom gefaal het,
dat dit nou jammer en klaar en verby is nie. Inteendeel, die Here vergewe ons deur Jesus Christus en hy gee ons weer 'n geleentheid om gehoorsaam te wees. En as jy vanoggend hier is en jy sê, weet jy wat, hierdie is nie die eerste keer wat ek hierdie storie hoor nie, is nie die eerste keer wat ek hier sit nie, is nie die eerste keer wat ek 'n roeping op my lewe voel nie, en as ek praat van roeping, dan bedoel ek nie net om in die predikant te word of hier op 'n verhoog te kom staan nie. Waartoe roep die Here jou? Miskien is dit die volgende tree, maar jy is op die oomblik op daai donker plek in die binnekant van die donkerte van die vis. En soos met Jona word dit 'n voertuig van God se genade. Ek kan vir my die prentjie net opsit. So net so laat ons onsself posisioneer af na Joppe toe, koop hy sy kaartjie, hy klim op die skip op pad na Tarsus toe, reg in die ander rigting van die huidige wêreld wat hulle geken het aan die Spaanse kant, maar op pad gebeur hierdie ongelooflike wonderwerk waar hy ingesluk word. Party skrywers meen dat hy weer uitgespoeg word by Joppe op die strand daar, waar hy dan uiteindelik opgaan Ninive toe. So as dit nie so was nie, sou ek nooit, dink ek, as dit nie vir God se genade was, en as dit nie was vir 'n verhaal soos Jona, dat 'n mens weer hier kan kom staan, na alles wat 'n mens droog maak, en sê, Here, help, Here wys. Ons kyk baie keer na Jona as 'n venster van dit wat 'n profeet kom sê het. Ons kyk so half deur die storie en ons probeer stukkies uithaal en dit van toepassing maak op ons lewens. En ons sê so half, ja, ek hoor wat Jona, hoe hy weggevlug het en anti-God was op daai stadium, omdat God dalk vergewe. Ek hoor van Ninive en hoe God 'n hart vir Ninive gehad het, maar dis so half, ek kyk net deur die storie. Jona se verhaal is eintlik meer 'n spieël wat opgehou word. Wanneer ons Jona lees, dan lees ons eie storie van wegvlug, van hulle en ons, van hulle wat anders lyk as ons, van hulle wat ons nie dink God se redding werd is nie. God deel redding uit en dit beteken, redding behoort aan die Here. Hy besit dit en nie ons nie. En ek dink dis 'n boodskap wat ons al hoe meer gaan moet vir mekaar sê, want ongelukkig het baie kerke en gelowiges die houvas gekry op wie mag en wie mag nie. Ons het die deurwagters geword van wie kan in en wie kan nie in nie. As jy so lyk, as jy so optree, as jy so praat, as jy so doen, dan is jy eers heilig genoeg. Maar as ons Jona lees, dan lees ons van 'n volk wat eintlik nie eens bewus was dat hulle God nodig het nie. Maar tog het 'n God afspraak gehad met hulle en hy gebruik 'n profeet Jona. So as jy jou skrif, jou Bybel saam met jou het, gaan ek asseblief vra dat jy na Jona toe blaai. Ek gaan vir ons hoofstuk 2 lees en ek gaan sommer daar van die blaadjie aflees of van die skerm aflees. Jona, as jy saam met my wil lees, Jona is net na Obadja en net voor Micha. So ek gee gou vir jou 'n oombliekie om daarby uit te kan kom. OK, is jy reg? Jona 2. Jona het uit die ingewande van die vis tot die Here sy God gebid. Hy het gesê, in my groot nood het ek die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Gaan vir my een terug asseblief. Ek het uit die doderyk geroep en u het my gehoor. In die diepte van die oseaan het u my gegooi, ek het tot in die hart van die see gesink, strome het rondom my gekolk, u het golf na golf oor my laat spoel. Ek het gesê, uit u teenwoordigheid het u my verdryf, hoe sal ek ooit weer u heilige tempel sien? Ek stop net gou vir 'n oomblik. So, kry net vir ons die prentjie vir 'n oomblik in jou gedagtes, oorboord, uitasem, jy weet hoe lank dit vat voordat jy begin snak na asem, as jy onder water moet wees, as jy al so ervaring gehad het, en ten spyte van hierdie amper doodsoomblik wat hy op hierdie stadium beleef, is hy nog steeds verwaand genoeg om God die skuld te gee vir dit wat met hom gebeur.
Nog nêrens tot nou toe, en tot aan die einde van hoofstuk 2, vat hy verantwoordelikheid vir die omstandighede waarna hy is nie. Nêrens sê hy, Here, jammer, ek het droog gemaak, ek was op pad na die verkeerde rigting toe, help my asseblief nie. Tot hiertoe nog steeds gee hy vir die Here die skuld dat hy op hierdie oomblik in hierdie moeilikheid moet wees, omdat God die roeping op sy hart gesit het en hy wil dit nie eintlik gedra het nie. So hy gee hierdie prentjie van ek hou nie hiervan wat die Here nou hier met my besig is om te doen nie. En dan vers 5, water het my verswelg, die diep waters het my omring, seegras was om my kop gedraai, pragtige prentjie wat ons daar kry. Ek het afgesak tot waar die berge begin, ek was afgesluit van die lewe, vasgevang in die land van die dooies, maar U, Here my God, het my gered uit die oop kake van die dood. So die prentjie, die beeld wat hier geskep word, is nie dat die woorde is Sehoel of Hades, dis in die diepste donker oomblikke, dis die paradysplek of die plek waar hulle wat nie gelowig was van die Ou Testament van daar af veroordeel sal word om dan in die ewige hel of ewige verdoemenis te wees. Hy sê, daar is nie meer 'n uitkom vir my nie, ek is afgesluit, daar is nie meer 'n kans vir my nie, dis waar ek my op hierdie oomblik bevind. En is vanuit daai plek uit waar hy dan hierdie tweede gebed bid en hy roep uit, toe het ek alle hoop verloor, toe ek alle hoop verloor het ek weer aan die Here gedink. In die heilige tempel het U my gebed gehoor, wie vals gode aanbid, minag God se goedheid. En in hierdie donker oomblik gaan sy gedagtes terug na dit waarvoor die tempel gestaan het. Wat was die tempel gewees? Ons het dit al 'n paar keer vir mekaar sê. Dis die heiligdom van God. Toe Dawid die tempel wou bou, sê nee, daar's te veel bloed op jou hande, jy kan nie, jou seun gaan dit bou, wyse Salomo, wanneer hy die tempel consecrate of inseën, dan sê hy, Here, mag U teenwoordigheid altyd hier rus, en mag ons altyd, al is ons nie naby nie, geroep word en onthou van U teenwoordigheid, wat in die allerheiligste is, in sy wysheid. So wanneer Jona hier in hierdie diep donker, afgesluit van lewe, dood alreeds amper is, dan dink hy aan die heiligheid van God, die tempel, en dit help hom om te onthou dat God se teenwoordigheid selfs hier in die donkerste diepte van die see is. Ek sal met lofliedere vir U 'n offer bring, ek sal doen wat ek beloof het, net die Here bring verlossing. Toe het die Here die vis beveel en hy het Jona op die strand uitgespoeg. Net die Here bring verlossing. Nico, kan jy vir my die Eugene Peterson se message parafrase van daai vers 10 opsit? Ek dink so 2 slides aan as jy hom net vir my daar kan kry. Nog enetjie. Okay, ons gaan nou daar uitkom. Hy sê, net die verlossing behoort aan die Here. Dis die insig tot wat hy kom, dat salvation belongs to our God. Toe hy op sy einde kom, afgesluit van die lewe en besef dat God 'n roeping op sy lewe het, toe kan hy nie anders as om met hierdie woorde in sy gedagtes te sit nie. Salvation belongs to God. I was as far down as a body can go, and the gates were slamming shut behind me forever. Yet you pulled me up from that grave alive, O God, my God. When my life was slipping away, I remembered God, and my prayer got through to you, made it all the way to your holy temple. Those who worship hollow gods, God frauds, walk away from their only true love. Hoekom? Want dit kan vir jou niks bied nie. Vir so lank hardloop ons agter 'n klomp goed aan, maar dit bly leeg. Walk away from their only true love, but I'm worshiping you, God, calling out in thanksgiving, and I'll do what I promised I'd do. Salvation belongs to God. Laaste 5 minute, ons het so 'n bietjie oor ons tyd gegaan. Is daar 3 gedeeltes wat ek vanoggend vir jou wil vra uit hierdie skrif uit. Die eerste vraag is, hoe sal dit lyk om weg te draai van die manier waarop jy jou lewe leef op hierdie stadium en waarlik deur God gelei te word? Hoe sal dit lyk as die manier hoe jy in gedagte het, hoe die lewe gaan moet uitspeel,
As jy van dit af sal wegdraai en regtig begin God se rigting involg. Die probleem vir Jona was nederigheid. Want om my lewe af te lê, eenkant te sit, aan my vals gode vas te hou en hulle te laat sterf, beteken iets van myself moet sterf. Die ek moet afgelê word. En daarom 'n vis, waaruit daar nuwe lewe na vore moes kom. So die probleem vir Jona is die nederigheid, en dit vereis van Jona om nederig te wees. En ek dink is ook 'n probleem vir my, is ook 'n probleem vir jou. Hierdie selfde ding. Nederigheid kan nie gekoop of geruil word nie, want nederigheid moet kom van naby aan God wandel. Daar's iets wat kom van om in die teenwoordigheid van die Heilige te kan wees, om sy tempel te kan beleef, en om te besef dat die tempel nie meer 'n plek in Jerusalem is nie, maar dat elkeen van ons die tempel van God is. En dat die Heilige Gees nou naby gekom het en teenwoordig in elkeen van ons is. En omdat hy die teenwoordig is, moet ons nederigheid aflê. Ek weet dat dit nie sommer net so gebeur nie. Om tot inkeer te kom, om van ons rebelsheid weg te keer, na God toe te draai, is nie net 'n een aksie nie. Dis 'n aflê en 'n aflê. Maar dit begin, en dis dalk waar ons kan begin, om nederigheid weer te beleef, is om te weet dat ons duur gekoop is. Ek weet dat ek gereinig is, dat ek verander is deur die Heilige Gees. Om ook te own wat ek mee droog maak. Die werklike resultate van jou eie besluite, of dit wat jy God mee blameer of projekteer, eerder net te besef, dis nie wat dit moet wees nie. So ek weet dat ek duur gekoop is. Help my om 'n nederige ingesteldheid te kan hê. En omdat ek duur gekoop is God se liefde net so verander. So die tweede vraag dan, en hierdie een gaan dalk seer maak. Verwag jy geregtigheid verander? Justice. Ek sit gisterand om so 'n gesprek saam met 'n paar mense wat vir my sê, dis wat moet gebeur en dis wat moet gebeur en mense moet weer terugdraai na God en dan sal God seën. En nou is dele daarvan waarmee ek heeltemal saamstem. Verwag ek geregtigheid van ander, maar genade vir myself. Jy weet, dis interessant wanneer Jona in opstand kom teen God en terwyl hy besig is om te sink na sy naderende dood, wat hy wil hê is om 'n kanaal te wees vir God. Hy soek genade aan mense wat hy as onverdiend ag. Dan wil hy nie barmhartigheid hê nie. Hy wil net geregtigheid hê. Ons is vinnig om dit uit te wys, maar stadig om dit in ons eie lewens die spieël te laat reflekteer. God se teenwoordigheid kom. As jy die regte perspektief op die genade van God vir jou eie lewe het, sal dit die manier wees waarop jy te werk gaan. Dit verander jou verhouding met ander mense en hoe jy ook na God en sy teenwoordigheid kyk en beleef. Ons raak stadig om kwaad te word en ons raak oorvloedig in ons deernis. Hy is so genadig. Hy maak nie saak hoeveel liedjies ons sing oor die genade van God, hoeveel keer ons dankie sê vir sy genade, tot ons nie genade beleef, gaan dit niks verander nie. Ek wil nie in die teenwoordigheid van God 'n onbeperkte kans hê as ons nie hierdie genade nodig het nie. Hoe 'n bitter mens word ons as ons Sondag na Sondag spandeer in die skrif om te praat oor genade, maar dit nie kan wys en dit self beleef nie. Dan die laaste stukkie. Het jy dalk bitter geword toe die lewe nie vir jou uitgedraai het soos wat jy gehoop het nie? Dis dalk jou storie, 'n Jona storie. Dat dit wat jy in gedagte gehad het, Jona sê sy punt is dat hy 'n droom en 'n visie en 'n plan vir sy lewe gehad het, die tipe profeet wat hy graag wou wees en waarmee God dan nie wou saamwerk nie. Sy godsdiens was vir hom belangriker
as wat God vir hom was. God was 'n byproduk van sy tradisie en sy geloof. 'n Langtermyn oorgawe en 'n langtermyn vreugde het baie keer korttermyn bitterheid wat daarmee saamkom. So daar is net so 3 vrae waarmee ek vanoggend ons wil los. Het is maklik om in die dood en die lewe, ek dink, gedesensitized te word, maar hierdie is 'n dood tot lewe ervaring. En ek wil jou vanoggend herinner, ons kom nie hier by mekaar om mooi Bybelstories te deel nie. Ons kom nie net hier dat dit wat sleg was goed kan word, dit wat ongelowig gelowig kan word, of dit wat onchristelik ewe skielik Christen kan word, of dit wat dood en hopeloosheid was, nou mooi kan wees nie. Dis alles deel daarvan. Ons kom hier by mekaar om mekaar te herinner, the salvation belongs to God. Dis sy krag, sy gees, sy werk aan die kruis, wat ons bring op 'n plek waar ons lewe kan oorgee. Wanneer ons dood word vir die sonde en weer nuut gemaak word deur die bloed van die lam. En ek wil vanoggend vir ons afsluit met 'n gebed en ons net help herinner dat redding beteken eintlik dat ons vandag nie probeer om vir jou een of ander soort iets te verkoop nie. Dis nie 'n weergawe van 'n beter lewe as jy instem tot sommige Christelike waardes of waarhede nie. Nee, wat ons wel vir jou wil bied, wat ek met jou oor wil gesels, is dat in God is daar hoop. En dis wat Jona moes beleef, dit het gevat dat hy in die donkerte van 'n vis beland, totdat hy hierdie gebede van uitroep gehad het en gesê het, net U kan. En dan kry hy weer 'n kans. En ons sien uit na volgende week waar ons daaroor verder gesels. Ek wil vir ons afsluit vanoggend. Here, dankie dat U vir ons by hierdie plek bymekaar gebring het vanoggend, om oor ons eie lewens te reflekteer terwyl ons die spieël van Jona ophou. En dit is maklik om vinger te wys en sê, as Jona net beter kon doen, of anders dit kon doen, of as Jona net so 'n bietjie geweet het dat God 'n plan het, of insig gehad het oor die toekoms, of sy 'n regte profeet was. Maar net so kan al daai van elkeen van ons gesê word. As ons net meer en beter en ouliker, vinniger en slimmer, heiliger. Dankie Here dat U genade oor al daai geskryf word. En dat U om ons kom ontmoet in ons donkerte. En vir party van ons voel dit asof ons afgesluit word van die lewe. Dankie dat U ons kom najaag, dat U genade ons agtervolg, dat U ons kom uithaal en optel, dat U ons uit laat spoeg, wedergeboorte gee, dat ons saam met U iets van die ewige lewe kan kom beleef, Here. U nooi elkeen van ons soontoe. En vir hulle wat vanoggend hier sit en sê, ek wil dit beleef, ek wil dit hê met alles wat in my is, bid ek dat U op hierdie oomblik vir hulle nederigheid sal bring. Op 'n plek sal bring waar hulle sê, minder van myself, meer van U. Op 'n plek sal bring en sê, U genade is so groot en as gevolg van U genade kan ek nie anders as om ook genade deur die Heilige Gees aan ander te bewys nie. Dankie dat U ons vanoggend ook so lei deur hierdie woord. Mag dit in elkeen se lewe lewendig word. Mag ons 'n gemeente wees wat dit aan ander ook kan wys. Dis my gebed. Amen. Amen. Mag julle vanoggend 'n geseënde Moedersdag hê. As julle uitstap, daar is 'n fotograaf, die kinders het ook 'n plekkie waar hulle saam met julle wil foto's neem, so asseblief, neem 'n blommetjie vir jou as jy ma is, neem vir ma's wat nie hier is nie, en dan mag ons volgende week weer so saam kuier. Ek gaan vir ons die seën uitspreek. En nou mag die genade van die Here Jesus Christus, sy liefde en sy teenwoordigheid en sy ewige trou saam met elkeen van julle wees, totdat hy weer kom. Amen. Amen.